Nou vir my lekker koppie tee gemaak. En toe dink ek, ek wil nou al die afgelope tyd sommer net 'n lekker gesels dingetjie met julle deel. Hierdie beker het nog 'n haartjie op, so baie liefde vir almal daar buite. En die haartjie pas vandag by my klere, want ek het vandag besluit, ek gaan vir my lekker bont en vrolik aantrek, man. Jammer, julle kan nou nie my hele lyf sien nie. In elk geval, maar dit is 'n heerlike dag hier by ons, die son skyn fantasties, is 'n dankbare dag. Maar die storie wat ek eintlik sommer net met julle wil deel is oor hare. Nou kyk, my hare groei nou baie mooi. Een van die dae het ek vir my kleinkinders gesê, dan kan julle weer ouma se rekkies teruggee, dan maak ons sommer weer boksterte. Dan lag hulle kan nie dink dat ouma se hare weer so lank sal wees nie. Ouma sal nooit weer sulke lang hare dra nie. Maar in elk geval, julle weet, haarknip, haarsny. Nou, ek het 2 haarkapsters in my familie gehad. Die een was my tante, en sy was my peetma. Jong, sy was 'n kostelike vrou. En jy moes haar goed verstaan het, nie? Want sy was baie reguit. Sy het altyd gesê, kyk, ek is 'n reguitsoor mens. Toe sê my tante vir haar suster, jy moet net onthou, reguit en ongeleerd lê baie naby aan mekaar. In elk geval, sy was ons afklimplek in die dorp altyd toe ons op skool was, want sy het 'n haarsalon daar gehad. En die ander haarkapster in ons familie is my broer se dogter. Sy is ongelukkige rukkie gelede oorlede. Maar as jy ook hier by haar gesit het, man, dan gesels jy van almal en jy weet van almal maar dis mos maar soos dit in 'n haarsalon gaan. En so ek het seker so 'n stukkie van die haarkapper talent geërf. Nou bly ons daar op 'n plaas 110 km uit die dorp uit jare terug. En kan jy dink, ek durf waag my hand aan my man, wat eintlik baie presies is, sy hare. Maar nou het ek al dopgehou hoe die ander mense nou hare knip. Want dan knip ek ook so, en ek hou die hare so, en ek vat die sker so. Hy het ook 'n haarknipsker gehad, wat ek nou nog het. En so het ek al die jare sy hare geknip. En hy was nog altyd tevrede. Ag, so nou en dan sal die volgende dag sê, jong, kyk, hier's nog 'n lang haar, of het jy nie reg geknip nie, maar ander kere dan sê hy, weer nie, en vandag was jy nou baie goed met my hare. En wie kan ook nou altyd elke dag goed wees met wat hy doen, jy weet? Maar so het ek ook toe my skoonpa se hare begin knip. Maar dit is ook nou jare gelede. En ek kom eendag daar by hom, hulle bly toe in Somerset-Wes, maar ek sien sy hare is kort geknip, jong, kort. Ek sê, jene pa, maar wie dan nou jou hare so kort geknip? Nee, sê hy, jong, die haarkapsters is nou so duur. Ek was nou hier onder in die dorp by 'n haarkapper. Hy vra vir my R12 om my hare te knip. Toe sê ek, dan beter jy 'n baie goeie job doen, dat ek nou waarde kry vir my geld. So ek het omtrent 'n hele klompie maande nie my skoonpa se hare hoef te gesny het nie. Maar so het ek my eie hare, jy weet, ons het mos geperm daai tyd, en dan het ons nou gehighlight daai tyd. So is ons nou op pad terug na Namibië toe, maar my hare was toe, ek dink my hare was geperm, maar dit kan nou vice versa wees, ek is nou nie meer so 100% seker nie. Maar toe soos by my skoonsister hulle op Wollaston, maar sy is ook oulik, jong, met alles wat sy doen, is sy net oulik, haar hand vat net raad, en sy sê, maar wag, sy sal nou sommer my hare, ek dink sy het gesê, sy gaan dit vir my kleur of iets. Goed, nou is die hare gekleur. Nou is ons terug na Namibië toe. Maar luister, nou is my hare so droog. Jy kan nie 'n kam deur daai hare getrek kry nie. Nou sê ek vir Louis, my man, luister jong, ek kan nou niks doen met hierdie hare nie. Ek gaan nou sit, nou moet jy nou my hare knip. Nee, sê maar, hoe moet hy nou knip? Ek sê, jy het mos nou al gesien hoe ek geknip het. So knip nou my hare, jy weet, hierdie kant, en dan so om, en dan knip jy die kant, en ja, knip nou net my hare, en as ons nou volgende week Windhoek toe gaan, dan gaan ek nou naar die haarkapper toe, maar so kan ek nie loop tot daai tyd met hierdie droë hare nie. Jong, nou knip hy. Nou hier so, op 'n stadium sê, gats, nou het hy aan hierdie kant 'n gat geknip. Wag, dan moet hy nou maar aan daai kant ook 'n gat knip. Ek sê, nee man, los, maar so 'n half geknipte kop is ons toe die volgende week Windhoek toe.
en was nog so 'n Duitse haarkapper daar. En hy sê, ag nee, wat toe maar mevrou, ek het al baie erger gesien as dit. Maar nou is ons op 'n dag, is ons nou van Namibië af op pad Citrusdal toe in 'n bakkie. Dit was 'n Ford bakkie. En my neef het die Ford garage gehad op Citrusdal. En die bakkie is by hom gekoop. Nou is die kinders, ons is nou almal in die bakkie. Maar ek het ook nie tyd gehad om Louis se hare te knippie, want jy weet, jy moet mos aan netjies Kaap toe kom. Jy kan mos nie nou maar sommer net so Kaap toe kom nie. Jongen, daar aan die ander kant Garries. Daar breek die bakkie. Ons kan nie 'n tree verder ry nie. Nou weet ek nie of ons iemand gevra het om te bel en of ons self gebel het nie. Maar familie help mos mekaar, jy weet. En so kom my neef nou van Citrusdal af, stuur hy 'n voertuig om ons nou te kom haal. Maar in die tyd het ek nou gesê, nee maar wag, ons het mos nou tyd. Kom, ons sit nou sommer hier so langs die pad, man, dan knip ek sommer nou gou jou hare net hier. En so knip ons nou sy hare net daar langs die pad. So as die karre verbykom, kyk hulle in. Maar dit was daarom ook tydkorting. Tot ek toe nou verlede naweek my kleinseun se hare moet knip. Hy sê toe, maar ouma, hy wil 'n British style hê. Nou ja, wat weet ek nou van 'n British style? En toe ons nou hierdie konsuise British style moet maak, kom my kleindogter en sy wys vir my hier 'n foto, so moet dit lyk. Maar ek het nou net 'n skêr en 'n kam. Maar my twee seuns wat daar is, hulle het nou van hierdie haarknippers wat jy nou moet knip. Jong, en daai sê dit maak seer die kant, en dan sê dit maak seer daai kant. Nou sê die seuns later, maak knip maar nou net bo op die kop, bo op die kop, en ons sal die ander doen. Jong, dan is die ene met 'n dingetjie die kant, en dan is die ander een met 'n dingetjie daai kant, en so kry ons dan nou die hare min of meer, dat ek net bo op die kop nou moet knip. Maar nou sê my een seun, nee mamma, hier is nou baie happe. Ek sê, maar dis nie waar ek geknip het nie, dis waar julle geknip het. Nee, maar nou moet maar so maak met die kam, en dan knip maar weer daar so. Ag, nou laat leer jy mos nou maar weer vir jou deur jou kinders. En so het ek dan nou die kammetjie gelig, en dat ek nou weer 'n bietjie geknip, en op die ou einde dink ek, as dit nou 'n British style sou wees, dan het ons nou baie naby aan dit gekom. Maar hy so skool toe, die volgende dag. So, laat dit baie keer 'n spanpoging wees, en laat ons maar bybly by die nuwe goed. Ek hoef nou gelukkig nie te worry oor 'n style nie.